Kan so lank saam met my blaai na Efesiërs 5. Efesiërs 5. Nog steeds besig in ons identiteitsreeks. Wie is ons? Wie is ons in Christus? Dis weer eens, dis soos ek sê, hierdie is net 'n manier om ons self balanseer. Ons gebruik die evangelie om ons self net op 'n plek te kry dat ons weet. Wie is ek? Wat is my identiteit? Efesiërs 5 vanaf vers 15. Ek gaan vanaf vers 1 lees. Hy sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Ekskuus, en dis waarvan hy praat. Hy praat hiervan. Praat van die kruis. En dan vers 3, maar hoerery en allerlei onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. So weer eens ons sien, daar's kinders van ongehoorsaamheid en daar's kinders van die lig, daar's kinders van God. En dis vir jou, ek en jy, dis ons identiteit. Vers 7, wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, praat van identiteit, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Want vroeër was julle, vers 9, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid en beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Praat van wedergeboorte, vers 15. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Here en Hemelse Vader, ek dank U vir hierdie geleesde woord. My gebed is, Heilige Gees, dat U hierdie woord sal in ons harte saai, dat dit op vrugbare grond sal val. En my gebed is, Here, soos wat ons hier ingekom het, is mense wat seer het, wat stikken is, wat Here, wat nie verstaan nie. Here, ek wil bid dat U elke hart sal aanraak vanmôre. Dat ons Jesus sal uitstap, anders as wat ons ingekom het. Maar bo dit alles, Here, dat ons sal besef, ons aanbid 'n groot en almagtige God. Bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek weet nie of julle weet wat 'n koorddanser is nie. Ons praat nie van koortjies en ek praat van 'n koorddanser. Julle het al die film gesien van die ouens wat so op daai kabels loop en dan tussen twee geboue. Hulle het hierdie groot, massiewe wolkekrabbers en dan is die kabel gespan en dan stap hierdie ou of vrou stap dan op hierdie kabel van die een gebou na die ander gebou. En jy kan vir jouself indink, die wind waai en die wind ruk aan jou as jy daar bo moet staan en aan die onderkant is die mense lyk soos klein niertjies en op daardie kabel kyk jy nie na jou foon nie. As jy op daai kabel is, kyk jy nie rond wat ander mense doen nie. Op daardie kabel is jy nie gemaklik nie. Dis nie eens 'n Sondagmiddag uitstappie nie. Dit is nie wat dit is nie. Elke enkele plasing van jou voet op daai kabel is 'n saak van lewe en dood. Jy stap nie waar jy wil. En dis wat Paulus hier bedoel wanneer hy sê, as hy met die Efesiërs praat en hy sê vir hulle, kyk mooi hoe jy loop. Kyk dat jy nougeset wandel. Pas op waar jy trap. Jy's 'n kind van die Here, kyk hoe jy loop, wees versigtig. Die Griekse woord akribos wat hier gebruik word, beteken perfek.
presies, noukeurig of akkuraat. Hy sê stap noukeurig, stap akkuraat, stap presies, stap perfek. So Paulus sê vir die Efesiërs, 'n Christen lewe is nie gemaklik 'n wandel in die park nie. Dit is nie wat dit is nie. 'n Christen lewe lyk nie so nie. Dit is 'n nou gesette wandel op 'n hoë kabel. En om sonder wysheid te leef is om van hierdie daad af te trap. Dis wat hy sê. So nou kan jy self indink, ek wil jy met die prentjie sien. Hierdie eerste eeuse Efesiese kerk, in Efese sit hierdie gemeentelede binne in een van die gemeentelede se sitkamer. Ek kan net vir myself indink, dis warm, van die ouens is nat gesweet en hulle sit daar en skielik daag daar 'n ou op met hierdie brief van Paulus. En hy sê, wie wat Paulus sit in die tronk in gevangenis in Rome, maar hier is 'n brief van Paulus af vir julle. En jy kan vir jouself dink, ek meen dis hierdie okkultiese tempels, soos julle gesê, die tempels van Diana of Artemis, en dan Bacchus, die tempel van Bacchus. En as jy die tempel van Bacchus kyk, ons gaan volgende week oor Bacchus praat spesifiek, want Paulus gaan daar aanraak. So jy sit met hierdie tempels, jy sit met hierdie afgodsaanbidding, en hier is hierdie klein kerkie binne in hierdie afgodsaanbiddingsdorp, wat normaal is hierdie stad. Ek meen dis 'n wêreldstad. En hierdie gemeente self, van hulle daar in hy gemeente self so wild geleef, self hierdie sondes gedoen, self hierdie afgode aanbid, en hier sit hulle in hierdie klein kerkie, of in hierdie sitkamer van hierdie gemeentelid, en hier kom daag hierdie ou op met hierdie brief, en hy sê, weet wat, ek het 'n brief van Paulus af vir julle, en sê, hier's 'n bemoediging, hier's 'n aanmaning. En Paulus skryf, dat gelowiges uit genade met God en met mekaar verbind is. Ons gaan dit so vinnig deur. Dis wat hy gelees het. En dat hulle moet leef op 'n manier wat hulle identiteit waardig is. Leef anders as wat die wêreld om julle leef. En dan sê hy, gryp, en dit is asof hy, as hy in hoofstuk 5 kom, asof hy deur hierdie brief, hierdie Efesiërs aan die skouers gryp en hulle wakker skud en sê, wees nabootsers, wees navolgers van God self. Wandel in liefde, wandel in die lig, soos laas week. En kyk mooi waar jy trap volgend, kyk hoe jy loop, as jy wandel in liefde en wandel in die lig, kyk waar jy trap, dis wat hy vanmôre sê. Kyk waar jy jou volgende tree neersit, as kind van die Here. So jy baseer af met wysheid, of jy val af van hierdie kabel af met dwaasheid. En hy sê letterlik vir die gemeente, moenie die vryheid in Christus wat hy vir julle gekoop het, mors nie. Want hierdie evangeliebeweging in hierdie klein Asië is in die gedrang. Julle het 'n werk om te doen. So in vers 15 van hoofstuk 5 is Paulus letterlik wat hy vir hulle sê, evalueer jou huidige pad. Kyk waar jy loop, kyk hoe jy trap. Doen so 'n bietjie selfondersoek. Die Christen lewe word nie onbeplant of onverskillig geleef nie. Ons gaan nie op autopilot en ons gaan maar saam met die kulturele stroom nie. Dis nie hoe 'n kind van die Here werk nie, ons maak soos ons bure nie. So nommer 1 sê, moenie soos die dwaase mense lewe in die vers 15, maar leef soos wyses. Moenie dwaas wees nie, leef soos wyses. En as ons dink aan wysheid, wat is wysheid en wat is dwaasheid, is Spreuke baie behulpsaam. Hier's baie skrif wat ons hier kan lees. Wysheid begin eerstens deur God te ken. Spreuke 1 vers 7. Ek gaan so vinnig hierdeur. Spreuke 1 vers 7. Hy sê die vrees van die Here is die beginsel van kennis, sotte verag wysheid en tug. So as ons God verag, het jy nie wysheid nie. As jy wil wysheid hê, dit begin by die Here te ken. En Psalm 14 vers 1, blaai saam met my vinnig soontoe, Psalm 14 vers 1, dat sê, 'n dwaas ontken die Here. Psalm 14 vers 1. Hy sê die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik, maak hulle dade. Daar is niemand wat goed doen nie. So, om wysheid te bekom, is om God te ken, en as jy God ontken, is jy dwaas, sê die skrif. So dit begin heel eerstens daar, en dan Spreuke 10 vers 1, ek gaan so vinnig deur hulle gaan, Spreuke 10 vers 1, Spreuke 10 vers 1,
Die Spreuke van Salomo, 'n wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. Spreuke 13 vers 16. Ek lig net so 'n paar uit. Hy sê, elke skrandere handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond. Spreuke 14 vers 6. Hy sê, die spotter soek wysheid, of die spotter soek wysheid, en dit is nie daar nie, maar vir die verstandige is kennis maklik. Spreuke 28:26. Net so vinnig. Spreuke 28:26. Hoor wat sê, so wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas, maar hy wat in wysheid wandel, word gered. Hierdie wêreld sê vir jou, volg jou eie hart. Het julle dit al gehoor? Volg jou eie hart. Die Bybel sê, as jy jou eie hart volg, is jy 'n dwaas. Wees wys. En ons gaan net sien. Nee, jou hart is nie die plek om te volg nie. Wees wys, sê hy. So 'n dwaas is 'n persoon wat roekeloos leef, wat spog met sy dwaasheid, wat uithang met dwaase persone, en wat wysheid verag. Hulle wil nie wysheid ken nie, maar 'n wyse man daarenteen waardeer wysheid, en hy jaag dit na, hy streef dit ywerig na, ek wil wysheid bekom. En hoe kry ons as gelowiges wysheid? Wat sê die woord? Paulus sê dat in Jesus is al die skatte van wysheid te vind. Jy sien dit in Kolossense 2 vers 3, jy kan dit na die tyd gaan lees. Alle skatte van wysheid word in Christus gevind. Heel eerstens, weer eens, ek moet Christus ken. Jakobus sê dat God gee wysheid as jy daarvoor vra. Jakobus 1 vers 5, Spreuke sê, wandel met wyse mense om wys te word. Dis Spreuke 13 vers 20. So wandel saam met wyses. Weer eens, wees wys as jy die Here Jesus ken. Dis wysheid. So wandel saam met die ouens wat die Here ken. Dis eintlik wat hy sê. As jy wil wys word, wandel saam met kinders van die Here. Wandel saam met die wat jou soort is, jou tipe mense. So jou veiligste tree word gegee as jy dit in die liggaam van Christus gee. Hier waar ons vanmôre is. Hier, dis my broers en my susters. Wat Paulus sê, so dwaasheid in die skrif is nie 'n gebrek aan intelligensie nie. Dis nie waarvan hy hier praat nie. Dit is 'n gebrek aan rigting. Wat is jou rigting? Om sonder God in die prentjie te leef is verkeerde rigting. Ek moet God ken, ek moet hom volg, dit is wysheid, dit is waar dit begin. Wysheid volgens Paulus hier in hierdie hele brief van Efesiërs is 'n God gegewe vaardigheid om volgens sy standaarde te lewe. En wat is die doel? So dit is my, ek het rigting, ek wil, en die Heilige Gees help my om hierdie rigting te volg, en wat is die doel? Is om soos Christus gevorm te word. Ek het dit nou hoeveel keer gelees. Ek word gevorm na die beeld van Christus, dit is my doel op aarde. En met elke tree wat jy as kind van die Here gee, stap jy 'n bietjie nader daaraan. In die Engels praat hy van glory to glory, van heerlikheid tot heerlikheid. Ek word meer en meer soos Christus elke dag. So hy sê heel eers, moenie soos die dwaase mense leef nie, leef soos wyses. Nommer 2 sê Paulus, maak die meeste van jou tyd, koop die tyd uit, sê hy in hierdie taal. Hy sê, maak die meeste daarvan. Nou tyd is een van die waardevolste hulpbronne wat ek en jy het. As ek my huis verloor, kan ek huis vervang. As ek geld verloor, kan ek geld vervang. As ek my kar verloor, kan ek my kar vervang. Maar tyd kan jy nie vervang nie. Dis iets wat ek nie kan terugkry nie. As my tyd gegee is verby, ek kry dit nie terug nie. So hy sê, maak die meeste van jou tyd, koop die tyd uit. Nou hierdie wat hy sê, koop die tyd uit, is 'n handelsterm. Dit beteken om dit wat sleg is, te verruil vir dit wat goed is. Dis 'n ruilhandel, dis 'n ruiltransaksie. En weer eens Paulus, jy moet besef, ek sê weer, hy skryf uit Rome uit, hulle sê hy was onder huisarrest op daardie stadium, so hy kon nie loop waar hy wil nie, maar hy's bekommerd oor hoe die Efesiërs loop. Hoe lyk hulle wandel met die Here? Sy Kronos tyd. Weer eens, daar's wat in ons Bybel vertaal is as tyd. Daar's 2 verskillende woorde vir tyd daar. Die een is Kronos tyd. Sy Kronos tyd is horlosietyd. Dis jou minute, sekondes, weke, maande, jare is besig om uit te loop. Paulus se Kronos tyd is uitgeloop en hy's bekommerd oor die Efesiërs se Kairos tyd. As hy sê koop die tyd uit, is die woord Kairos.
So dis nie Kronos nie, as hy sê, koop die tyd uit, praat hy nie van horlosie tyd nie. Wat is Kairos tyd? As jy gaan kyk wat in die Grieks beteken, dit beteken die regte seisoen, dit beteken die ideale tyd, om aksie te neem. Dis God se tyd. Dis God se bestemde tyd, 'n beslissende oomblik, 'n seisoen van goddelike geleentheid. Hy sê koop daardie tye uit wat die Here daar geplaas het. Elke tree wat jy gee in hierdie lewe is belangrik. Gryp hierdie ewige geleenthede aan. So daar is tyd, jy het so lank op aarde. En dan in daardie tyd wat God vir jou gesit het, is daar Kairos oomblik wat God daar geplaas het. Koop daardie tyd uit. Koop daai tyd uit en ons gaan nou daarby kom. Gryp elke geleentheid aan voordat hierdie oomblikke verby is. Paulus herinner die Efesiërs daarin dat hulle net soos ons vandag in die laaste dae lewe. En dan praat hy in die Bybel, hy sê die dae is boos, het hy vir hulle gesê. Ons sit almal met kulturele druk van buitekant af wat teen ons geestelike groei veg. Die vyand wil nie hê ek en jy moet word soos Christus nie. Hy wil nie hê jy moet lyk soos nie. Hy wil nie hê jy moet 'n goddelike pa wees vir jou kinders nie. Hy wil nie hê jy moet 'n goddelike man wees vir jou vrou nie en 'n goddelike vrou vir jou man nie. Hy wil nie hê jy moet 'n goeie 'n goddelike werkgewer wees nie of 'n werknemer wees nie. 'n Goeie student, 'n goddelike student. Hy wil dit nie hê nie. Hy soek nie hierdie geestelike groei nie. Die dae is boos. Daarom maak dit saak hoe ons leef as kinders van die Here. Dit maak saak om my volgende tree in die gees lyk. Ons moet selfs nee sê vir goeie dinge, dat ons kan ja sê vir beter dinge. Jy al daaraan gedink? Nie alle dinge waarvoor jy nee sê is sleg nie, op sigself nie. Maar dis nie die ding wat ek nou moet doen. Dis nie waar ek nou moet stap nie. Here, waar moet ek loop? Waar moet ek my volgende tree gee? So wat hy sê is, laat julle lig passievol skyn, terwyl jy nog asem in jou longe het. So hierdie woord, kyk mooi hoe jy loop, kyk waar jy loop, wys dat die lewe 'n doel en 'n rigting het. Net al gesê, die wêreld leef doelloos. As kind van die Here het ons 'n doel, ons weet waarna ons kyk. Die lewe is nie 'n reeks aktiwiteite, met ander in my werk hierdie week, en dan het ek naweke af so bietjie, net ek leef vir die naweek. Dat ek die naweek kan afwees. Dis nie wat die lewe is vir 'n kind van die Here nie. Dis 'n standvaste vordering na 'n besliste doelwit, na 'n eindbestemming. En daardie eindbestemming is nie my aftrede op 65 nie. Dis nie 'n kind van die Here se eindbestemming nie. Dis nie waartoe ons moet mik nie. Ek meen ons almal het kalenders en ons het dagboeke vol aktiwiteite. Ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet dit doen, en dan tik ons af, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen. Ek meen, gaan kyk net na my dagboek. Ek sit in dieselfde bootjie. Zig Ziglar het gesê, jy tref waarna jy mik. En as jy nou niks mik nie, tref jy dit elke keer. Waarna mik jy? Ons kultuur prioritiseer finansiële sekuriteit, ontspanning en die vermyding van ongemak. Ons wil nie ongemak hê nie. Julle het dit al gesien? Met die doel sodat ek eendag gerieflik kan aftree en dat sodat ek 'n neseier kan opbou dat ek iets vir my kinders kan nalaat. En ons doen alles in ons vermoë om daardie doel te bereik en hierdie neseier te beskerm. Jy het al gesien? Ons wil versigtig werk met ons geld. Ons wil versigtig werk met hierdie goederes. Ek moet mooi wat ek spandeer en wat ek nie spandeer. Maar dis alles goed en wel, as niks fout daarmee nie. Dis goed. Ek meen die woord van die Here sê, 'n goeie man laat vir sy kind se kinders iets agter. So ek moet nie net vir my kinders sorg, ek moet vir my kleinkinders kan sorg. Dis goed, daar's niks fout daarmee nie. Maar die lewe eindig nie op 65. Dit eindig nie wanneer ek aftree nie. Dit eindig nie wanneer ek sterf nie. Die kind van God se doelwit het geskuif. Dis nie meer my doelwit nie. Ek leef nog daar en ek doen dit as 'n kind van die Here, ja. En ek is goed daarin, maar dis nie my doelwit nie. My fokus is daar. Ek kyk na Christus. Ek sien iets anders raak. As ek op hierdie lewenskabel is, sien ek iets anders raak. Ek kyk nie rond hier nie. Ek is nie daar nie, my oë is daar gefokus. So as om gelykvormig te word met die beeld van Christus, my doel as mens op aarde is, en dit is,
En God daardie goeie werk wat hy in jou begin het, sal klaarmaak wanneer Jesus kom en hy gaan. Sal 'n wyse persoon al tyd en energie in diens van Christus bestee. Soos ek net nou gesê het, ek is 'n boer, maar ek is 'n boer vir Christus. Ek is 'n tuiste skepper, maar ek is 'n tuiste skepper vir Christus. Ek is 'n onderwyser, maar ek is 'n onderwyser vir Christus. Wat jy ook al is, 'n student, jy's 'n student vir Christus. Ek leef dit, ek doen dit in diens van Christus. Omdat ons dae, ons horlosietyd, ons kroonostyd kort is, moet ons hierdie elke ding, elke tree wat ons gee in ons lewe is belangrik. Jy al daaraan gedink? Psalm 90 vers 10 sê ons lewensduur is 70 jaar, of as ons sterk is 80. Tog is dit op sy beste moeite en hartseer. Verby in 'n oomblik en dan is ons weg. En omdat afleidings baie in hierdie wêreld is, sal ons kairos tye, ons goddelike oomblikke, ons goddelike afsprake, daardie geleë tye, daardie regte oomblikke sal ons uitkoop. Met alles in ons wese sal ons probeer om dit te beskerm. Elke dag bring goddelike afsprake. Geleenthede om lief te hê, geleenthede om te dien, geleenthede om te evangeliseer, geleenthede om te groei in die gees, om geestelik volwasse te raak. Efesiërs 2 vers 10. Efesiërs 2. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Hier is die kairos oomblikke. Dit is waarvan hy praat. Ek het vir jou werke uitgesit voor die grondlegging van die wêreld en jy moet daarin wandel. Dis die kairos oomblikke. Dis wat ek sê, ek gaan kuier by Emie en Marie, by hulle op die plaas. Marie is siek, Emie hulle sukkel, dis goed, maar ek stap daar weg, ek gaan om hulle te bemoedig, maar hulle bemoedig my, net wie hulle is. Dis kairos oomblikke. Dis 'n kairos oomblik. Wat my gedien het, wat my stig, wat my optel. Hoe lyk jou kairos oomblikke? Waar stap jy? Hoe lyk jou volgende tree? Net soos die Efesiërs is ons omring deur hierdie heidense, immorele, Romeinse kultuur om ons, wat ons van God af wil wegrokkel. En as ons die wêreld toelaat, sal hulle hierdie kairos oomblikke van ons steel. Gaan nie 'n verlossing vat nie, maar hy steel hierdie oomblikke. En hoe word hierdie oomblikke gesteel? Hoe lyk dit? Op die foon, julle ken doomscrolling? Ek sop partykeer skuldig aan. Heel dag. Doomscrolling. As jy ooit vir 'n uur op die foon. En dan kom jy op die einde van Facebook en dan sê hulle vir jou, jong, jy het nou deur als geblaai, kry nuwe vriende. Jy het dit al gesien? Of ons sit voor die TV. Ons ignoreer ons familie. Ons verwaarloos die Bybel. Ons stel gebed uit. Ons mis kerkbyeenkomste. Ons stel versoening uit. As iemand met wie ek moet regmaak, ons stel dit uit. Dis kairos oomblikke daai. Jy sal sien, nie een van hierdie goed is regtig sleg nie. Meeste van dit is goeie goed, daar's niks fout daarmee nie, maar as dit steel van God se tyd, dan steel dit my goeie werke wat ek veronderstel is om in te wandel. Ons is soos koorddansers op hierdie kabel van die lewe. Ons is tussen, in plaas van tussen twee geboue, is jy tussen wedergeboorte en verheerliking wanneer Jesus kom. Dis die twee geboue waar tussen ons loop, en ek en jy is op hierdie kabel besig om onsself te balanseer. En elke sekonde wat ons op hierdie kabel is 'n sekonde nader aan uitputting. Ons het hierdie wind en die weer wat ons van die kabel af wil druk, hierdie wêreldse omstandighede wil ons van hierdie kabel af druk. Omstandighede en versoekings. Dit verander skielik in 'n oogwink. Dit dreig konstant om ons van balans af te stoot as kinders van die Here. Ons krag raak op, ons spiere brand terwyl ons op hierdie kabel stap. En wanneer daardie kabel begin swaai, en glo my as kind van die Here, daai kabel van jou lewe gaan begin swaai,
kan ek en jy nie vries nie. Ons kan nie paniekerig begin raak nie. Dis nie die plek nie. Ons moet die winde rondom ons begin lees. Ons moet ons gewig op hierdie kabel begin aanpas. Onsself begin balanseer en op die regte oomblik die volgende tree gee. Ons moet veg vir elke vordering, elke millimeter van vordering wat ons op hierdie lewenskabel van ons is. Ons moet die tyd uitkoop. Wat ons 24 uur dag aanbetref, mag alle dinge dalk toelaatbaar wees. Maar nie alles is voordelig nie. 1 Korintiërs 10:23. Julle kan dit na die tyd lees. 1 Korintiërs 10:23. En soos wat hierdie gemeenteleier hierdie brief van die Efesiërs daar in daardie sitkamertjie lees, beweeg Paulus skielik in die brief van 'n algemene oproep tot wysheid. Hy sê moenie soos die dwaases lewe nie, leef soos die wyses. En hy verander skielik sy rigting in die brief na 'n spesifieke fokus om God se gedagtes te ken. Dis wat hy sê. Verstaan wat die Here se wil is, sê hy in vers 17 van hoofstuk 5. As julle nie sy gedagtes ken nie, is julle dwaas, is eintlik wat hy sê. En nou kan ek vir myself indink in daai sitkamertjie hoe die ouens begin verbaas kyk. Hulle begin ongemaklik rondskuiwe. Ek kan die verbaasdheid op hulle gesigte sien. Ek meen, vir mekaar fluister en sê, luister, om 'n kind van die Here te wees, is klaar moeilik genoeg. Nou sê Paulus nog, ons moet gedagtes lees. En bo gedagtes, nie net enige gedagtes, jy moet God se gedagtes ken, is wat hy hier sê. Hoe moet ek God se gedagtes lees, as ek nie eers my eie gedagtes altyd kan lees? Maar wanneer Christene gewoonlik dink oor die wil van God, as ons praat oor die wil van God, verwys ons gewoonlik na belangrike besluite, soos 'n loopbaankeuse, of 'n besigheidsbesluit, of moet ek hierdie vrou vra om met my te trou, of wat ook al, jy sit met hierdie groot besluite voor jou, ons dink altyd aan dit, maar as Paulus hier praat, dis nie waarvan hy hier verwys, as hy sê, jy moet God se gedagtes ken nie. Hy praat van God se geopenbaarde wil, die Bybel. As hy sê, ken God se gedagtes, praat hy hiervan. Dis daar vir ons gesit. As Paulus sê, lees God se gedagtes, sê hy, lees jou Bybel. Om God te verstaan, moet jy jou Bybel verstaan. Dis wat hy sê. Justin Peters het gesê, as jy God wil hoor praat, lees jou Bybel. As jy hom hoorbaar wil hoor, lees jou Bybel hardop. Dis so eenvoudig soos dit is. Ware wysheid is nie bloot intellektueel nie, soos ek net nou gesê het, maar dit bestaan uit om die skepper van die heelal te ken, om 'n verhouding met hom te hê, en jou te onderwerp aan sy wil, om sy doeleinde, sy bevele, soos gevind in die skrif. Here, ek wil daar loop, dit is waar ek wil stap. Die woord van God maak duidelik wat elke gelowige moet nastreef en wat ons moet vermy. Dit is duidelik vir ons hierin gesit. Soos ek laasweek gesê het, as ek vir jou sê, die seksuele kant van 'n huwelik moet binne die huwelik bly, moenie buite dit gaan nie. Dis nie om iets van jou al weg te neem nie, dis om jou te beskerm. Hy wil niks van jou al wegvat, hy wil jou net beskerm. So as jy perke rondom sekere goed sit, is dit vir jou goed en tot sy eer. Jesus het gesê, 'n dwaase persoon bou sy huis op die sand. Waarop bou 'n wyse persoon sy huis? Dis op die woord van God. Ons sien dit in Matteus 7:24 tot 27. Jy kan dit gaan lees, ken die verhaal. Om God se wil vir jou lewe te verstaan is eenvoudig. Hy wil hê dat jy hom moet navolg en hom moet naboots. Hoofstuk 5 vers 1 van Efesiërs. En om dit te doen moet jy Jesus se voorbeeld volg, hom navolg, hom naboots, sy liefde wat hy gegee het toe hy kruis toe vir ons is. 5 vers 2. Sodat hy in die proses ons meer en meer kan laat vorm soos die beeld, na die beeld van Jesus Christus. Romeine 8:29. Ek lees dit baie, maar ek wil hê dit met jou posvat. Blaai saam met my. Romeine 8:29. Hier is jou doel. As jy wonder wat is jou doel, hier is jou doel. Romeine 8:29. Hy sê so, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broers. Wat is jou doel? Ek moet gevorm word na die beeld van Jesus Christus. Dis hoekom ek op hierdie lewenskabel van my is. Ek moet word soos Christus. Jesus het hierdie
persone soos ek en jy, wat nie ander perfek kon lief hê nie. Hy het gesterf vir ons. Diegene wat hierdie donker en skandelike dade gepleeg het, hy het gesterf vir ons. Diegene wat 'n lewe van dwaasheid gelewe het, hy het gesterf vir ons. Ons is 'n nuwe skepping omdat Jesus namens ons hierdie werk kom doen het. Dis al hoekom ek nuwe skepping is. Nou word die Gees van God in sy mense, in die gemeente, in die kerk, en hy stel hulle in staat om God in Christus Jesus na te volg. Deur in liefde te wandel, deur in lig te wandel, en in wysheid te wandel, soos wat hy nou hier sê. En ons begeerte om in wysheid te wandel, vloei uit ons dankbaarheid vir dit wat Christus gedoen het. Here, ek wil. Ek weet wat hy vir my gedoen het. Wanneer die bose en vyandige omstandighede in ons lewens ons van God se pad af wil dwing, ons van balans wil ruk, is ons geanker in God se wil, is ons geanker in die Bybel. Hier is ons anker. Hier is waarin ons moet vashou op hierdie kabel. 2 Timoteus 3 vers 16. 2 Timoteus 3 vers 16. Ons ken hierdie skrif. Maar wat sê hier? Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek het vir jou werke uitgesit voor die grondlegging van die wêreld waarin jy moet wandel, goeie werke, wat God gaan verheerlik, wat mense gaan sien en hom verheerlik. So, om hierdie werke, om bevoegd te wees om daardie werke te doen, hier is waarin ons moet vashou. Hier is die wysheid. Dis waarvan hy praat. Paulus sê om God se wil te ken, stel hy ons staat om nee te sê vir goeie sekondêre goed. Ek sê weer, nie alles wat ons voor nee moet sê is verkeerde goed nie. Sodat ons kan ja sê vir Bybelse dinge, vir die beste dinge, dit wat God vir ons uitgesit het, daai kairos oomblikke. In ons daaglikse wandel moet ons oë op Christus gefestig hou, terwyl ons vashou aan die woord van God. Dis wat Paulus hier sê. Dis wysheid. So hoe oorleef 'n koorddanser wanneer die wind daar letterlik waai bo op daardie kabel? As hy daarop loop, hoe oorleef hy dit? Soos wat die tou beweeg, moet die persoon loop en voortdurend sy balans reg kry. Hy moet van posisie verander om bo op die tou te bly, anders val hy af. En weer eens wat ons moet sien is, hierdie koorddansers maak nie op hulle eie interne balanseersvermoë staat nie. Wat dra hulle gewoonlik? Het julle al gesien? Wat hulle gewoonlik by hulle, as hulle op daai kabel staan, tussen twee geboue? Hulle het so 'n lang stok, reg? Hierdie stok is gewoonlik so swaar lang om hulle nek. Hy hang vas, hy hak vas, kom om die nek, hy hang letterlik hier vas, hy hou hom hier vas, maar hy hang om my nek ook. Dis 'n swaar stok. En terwyl hy daar, wat hierdie stok doen, hy maak jou beweging stadiger. So as ek hierdie kant toe val, dan druk ek die stok daai kant toe, dan trek hy my reg op. As ek die kant toe wil val, dan druk ek die stok die kant toe, dan trek hy my reg op. Hy maak dat ek hierdie balans kan hê. Dis wat daai stok het. En weer eens, as jy 'n dwaase wandelaar op hierdie lewenspad is, dan gooi ek hierdie stok weg, want ek wil vry wees, ek wil los wees, hierdie ding is swaar, is ongemaklik. Maar as 'n dom persoon wat op hierdie kabel wil loop en daai stok weg. Dis jou balans, dis waarin jy vashou, letterlik. Dis soos 'n anker in die lug, hierdie stok. Hoe ongemaklik dit ook al mag wees. Dit gee hom meer tyd om te reageer, hierdie stok. Soos ek sê, die beweging is stadig. Hierdie stok maak dit so. So Paulus sluit af, hy sê moenie dwaas wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. God se geopenbaarde wil is jou balanseerpaal. Hier's waar ek en jy vas op ons lewenspad. Dit is in 'n wêreld wat vol dinge is wat ons wil wegrokkel van die Here af, van ons balans af wil trek. Wanneer ek hierdie kant toe wil val, dan gee die skrif vir my skrif en ek trek my reg op. Hier is die paal waarin ons vashou. As julle daai lang paal sien, hier is dit. Op hierdie lewenspad, dis wysheid. Here, ek hou aan die woord vas.
Ek sê weer, ons leef in 'n wêreld vol kulturele chaos, wat teen my en jou geestelike groei is. Satan wil nie hê ons moet geestelik groei nie. Hy veg teen jou kairos oomblikke, daai werke wat God vir jou uitgesit het voor die grondlegging van die wêreld. Hoeveel keer het jy nou al gaan dink fisies, as jy jou dagboek uitlê en ek sit myself in daai selfe bootjie. Here, hier het ek nou uitgesit wat ek vandag moet doen. A, B, C, D, E en ek tik hulle af soos wat ek gaan. Maar hoeveel van ons het gaan sit terwyl ek my dagboek vir môre voorberei en sê Here, waar in hierdie dag gaan my kairos oomblikke wees? Waar is hierdie goeie werke wat U vir my daar gaan sit op hierdie lewenspad waar ek vir iemand iets goeds moet doen, 'n goeie woord moet sê, 'n dankie moet sê, waar ek met iemand moet regmaak? Waar is hierdie oomblikke wat ek nie van weet nie? Heilige Gees, help my, lei my. Ware wysheid is om die woord van God met albei hande vas te gryp wanneer hierdie kultuur in hierdie wêreld ons van balans sal wil gooi. Ons moet die gewig van God se wil gebruik, want dit hou ons gesentreerd, gebalanseerd en gefokus op waar ons op pad is. Versigtig, treukie vir treukie, kom hierdie koorddanse, terwyl die winde beweeg en alles, kom hy en hy hou hierdie paal vas. En hy bereik uiteindelik die ander kant van hierdie gebou en hy sit sy voet van hierdie kabel af en hy's weer op vaste grond. En die skare juig en alles, dit gaan goed. Soos ek sê, hy het dit gemaak. En ons moet besef, eendag sal jou tyd op aarde verby wees. Jou wandel op aarde klaarmaak. En jy sal van hierdie lewensdraad afklim, die ewigheid in. En jy gaan voor Jesus staan. En jy gaan definitief nie wens, ek het meer tyd gespandeer om 'n neseier op te bou. Jy sal bly wees dat ek versigtig geloop het, Here. Dat ek teen hierdie wêreldse winde geveg het. Dat ek die kairos werk wat U vir my uitgesit het, gedoen het. Ek wil eendag kom dat hy vir my sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig het ek jou aangestel, en jy was oor alles getrou. En weer eens, en ek wil afsluit hiermee, ons loop nie hierdie lewensdraad om God se liefde te verdien. Dis nie. Ons loop hierdie lewensdraad, ek is net op hierdie lewensdraad, omdat Christus Jesus reeds hierdie lewensdraad oorgesteek het vir my na die ander kant na God. Dis alrede hoekom ek op hierdie draad is. Hy het op die perfekte wyse geleef. Gesterf vir ons dwaase misstappe. Die skrif sê hy het op die regte tyd vir ons gesterf. Jy het dit al gesien toe ons nog sondaars was. Nou die woord regte tyd daar is kairos tyd. Dis nie kronos tyd, dis nie waarvan hy praat nie. Hy sê het op die regte kairos oomblik het hy vir jou gesterf. Dit moes dit moes by die Romeine wees, dit moes 'n kruis wees, dit was op die regte oomblik. Het hy vir my en jou gesterf. En sy Heilige Gees is nou in my en jou, saam met ons op hierdie lewensdraad, terwyl ons hierdie Bybel standvastig vashou, en die Heilige Gees gebruik sy woord. Dis wat ons gebalanseerd hou. So ek sê vanmôre hier, dit trek ons net reg, trek ons net weer in lyn, dis waar ons moet wees, dis my fokus, is Christus Jesus, dis die kruis van Golgotha. So hoe lyk my volgende tree, wanneer ons hier uitstap nou klaar gemaak is? Hoe lyk my volgende tree, Here? Kan ek 'n voorstel maak? Ek weet nie hoe lyk jou stilte tyd. En ek sê weer, ek praat met myself, want baie keer is dit so besig, ek is in die Bybel elke dag, maar ek is in die Bybel met Sondag se preek, of volgende Sondag se preek. Maar waar is my stilte tyd? Waar is my tyd met die Here? Want ek is nou in die woord om 'n preek voor te berei vir die gemeente, maar waar is my tyd? Kan ek 'n voorstel maak en sê, weet wat, 15 minute van jou dag. Sê, Here, hier is ek. Ek hou vas in hierdie balk, die lewe wind waai my de mekaar, Here, ek weet nie wat ek kan doen nie, maar ek kan vashou aan die woord. Maak my oë oop, ek sê weer, jy kan nie, dit gaan nie, ek gaan my verlossing verloos nie, waaroor dit gaan nie, Here, ek wil nie my kairos oomblikke mis nie. Wys my waar ek moet stap. Wys my, maak my oë oop om te sien, Here, waar wil U my gebruik? As 'n stikkende wêreld daar buitekant wat nie die Here ken. Ek en jy is sy stem, ons is sy hande, ons is sy voete. Vra die Heilige Gees om ons kroon, ons horlosietyd en ons kairos, goddelike afsprake
reg te gebruik. Dis waar vir ons geroep is. Ons moet soos wyses loop. In liefde, in die lig, terwyl ons vashou aan God se woord. Dis ons doel. Ons is kinders van die Here, ons is sy kinders. En ons loop anders, ons lyk anders, ons ryk anders, ons praat anders.